Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my baie lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan saam wees. Begin met die geleentheid om vir u dankie te sê vir u finansiële ondersteuning. Dankie ook dat u by ons projekte inskakel. Indien u meer inligting oor die verskillende projekte wil hê, kyk asseblief op die Facebookblad en op die WhatsApp groepe of kontak vir Sonja. Dan wil ek ook ons voorbereidingslys vandag met u deel. Ons vra nog steeds voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter, vir Tannie Dina Groblaar se kleinseun, vir oom Johan Allendale se gesondheid, vir Erna Radman en Tannie Esther Botha wat herstel na operasies, vir Wim Pinaar met sy voete en dan ook vir Tannie Lynn van der Merwe wat vir 'n prosedure gegaan het. Ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hulle sal dink en indien daar iemand anders is van wie ons nie bewus is nie, dat u ons asseblief in kennis sal stel. Vandag is dan ook Moedersdag en ek wil vandag aandag gee aan die moeders. Ek wil vir u 'n baie besonderse en 'n baie geseënde dag toewens. Ek het op ietsie afgekom wat ek ook vandag met julle wil deel. Dit is geskryf deur Amy Young op haar blog op 6 Mei 2024 en ek het dit vertaal na Afrikaans toe. Dit sê, aan almal op Moedersdag. Aan almal wat geboorte geskenk het aan hulle eerste kind, ons vier saam met jou. Aan almal wat 'n kind verloor het, ons is hartseer saam met jou. Aan almal wat elke dag met kleintjies in loopgrawe is en die kenteken van kosvlekke dra, ons waardeer jou. Aan almal wat verlies beleef het deur miskrame, mislukte aannemings of kinders wat weggeloop het, ons treur saam met jou. Aan almal wat die moeilike pad van onvrugbaarheid geloop het, ons loop saam met jou. Vergewe ons wanneer ons onsensitiewe goed sê. Aan alle pleegmaas, mentormaas en geestelike maas, ons het jou nodig. Aan almal wat goeie, warm verhoudings met hulle kinders het, ons vier dit saam met jou. Aan almal wat teleurstelling, hartseer en afstand met hulle kinders beleef, ons sit by jou. Aan almal wat van jaar hulle maas verloor het, ons huil saam met jou. Aan almal wat deur hulle eie maas mishandel word, ons gee erkenning aan jou belewenis. Aan almal wat bestuurslisensie toetse, mediese toetse en die algemene toetse van moederskap oorleef het, ons is beter omdat julle by ons is. Aan almal wat vanjaar leerneste het of gaan hê, ons dink aan jou. Aan almal wat swanger is, beide verwag of verras, ons sien saam met jou uit. Hierdie Moedersdag stap ons saam met elkeen. Moederskap is nie vir die swakkes nie en ons het helde in ons midde. Ons onthou julle en eer julle. Ek sal graag nou 'n gebed wil doen vir alle moeders en dan ook sommer vir ons saam wees op hierdie platform. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, vandag kom dink ons aan alle moeders en ons kom dra elke moeder vandag aan U op. Vader, elke moeder ervaar vandag iets anderste. Party ervaar hartseer en pyn, ander vreugde en blydskap. Maar ons wil vir U vra dat U elke moeder sal ontmoet daar waar hulle is en dat U so teenwoordig sal wees in hulle lewens, dat hulle U vandag sal ervaar soos nog nooit vantevore. Vader, ons kom vra dat U hulle ook sal seën en dat U hulle sal bystaan en help en dat U hulle sal beskerm en dat U vir hulle goed sal wees. Ons kom dank en eer elke moeder vandag vir alles wat hulle vir ons doen, al die opofferings wat hulle vir ons maak. Ons sien dit raak en ons waardeer dit. Vader, ons kom bid ook vandag vir ons saam wees op hierdie platform en ons wil vir U kom vra dat U dit nou sal seën, dat U die woord vir ons sal oopbreek en dat U met elkeen van ons daaruit sal praat. Dat ons vandag dit sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. En daarom kom ons nou na U en ons sê, spreek Here, ons as U kinders luister. Amen. Nou geliefdes, van die vroegste tye af probeer mense om woorde en beelde te vind wat hulle kan help om met mekaar en die wêreld rondom hulle te kommunikeer.
Beelde wat ons emosies en ons ervarings en ons abstrakte konsepte kan verduidelik en kan uitdruk op 'n baie verstaanbare manier. Veral ons met ander mense moet kommunikeer oor hoe ons dink en voel. Die Bybel is daar om van die begin tot die einde deurtrek met metafore. En ek is seker daarvan, soos wat jy nou daar sit en luister, kom daar 'n klomp metafore in jou gedagtes op. Metafore soos God wat ons rots is, of wat soos 'n moeder hen is, wat sy kuikens onder die vlerk bymekaar maak en beskerm, of hy wat die wingerdstok is en ons die lote, Jesus wat die brood van die lewe is, en natuurlik die lig van die wêreld. En so kan ons aangaan om 'n klomp metafore te noem. En ek is seker daarvan dat jy ook jou eie gunsteling metafore het. Ons gebruik vandag nog in ons samelewing metafore om met mekaar en die wêreld rondom ons te kommunikeer en dit wat ons voel en ervaar met mekaar te deel, te beskryf sodat ons dit kan verstaan. Metafore soos ek het nou 'n klomp skoenlappers in my maag of 'n knop in my keel of die wêreld waarin ons leef uit 'n rotresies waaraan ons almal moet deelneem of die winde van verandering het nou alweer gewaai. En so gebruik ons metafore om dinge te beskryf wat vir ons soms moeilik is om te beskryf. Ons wil ons gevoelens, ons ervarings en sekere konsepte deur metafore met mense deel. En daarom is die Bybel natuurlik vol metafore wat gebruik word om God die Vader aan ons bekend te stel. En een van hierdie beelde of metafore wat herhaaldelik in die Bybel na vore kom, is die een van herder. Ons lees in Johannes dat hy spesifiek praat van die goeie herder wanneer hy praat van herder en dat hy God die Vader aan die hand van hierdie beeld vir ons wil kom beskryf. Nou die beeld van die herder roep by my 'n gevoel van warmte en sagtheid en 'n gevoel van veiligheid en rustigheid op. Die stil waters en die groen weivelde waarvan ons in Psalm 23 lees. Maar kyk ons na Jesus se beskrywing van die goeie herder, soos wat ons dit in die Johannes teks aantref, dan sal ons lees dat dit in 'n situasie van konflik na vore kom. Jesus gebruik hier die beeld tydens 'n argument wat hy met die godsdienstige leiers het. En hierdie argument word dan geplaas tussen twee verhale waarin hulle poog om Jesus Christus dan ook te stenig. So die atmosfeer van hierdie verhaal is alles behalwe rustig en kalm. Ons dink ook soms aan die herder metafoor en dan is dit ook vir ons 'n persoonlike beeld wat op ons as individue gerig is en ons kry dit uit Psalm 23 uit waar daar staan die Here is my herder, so dis iets baie persoonliks. Maar kyk ons na die teks wat Johannes geskryf het, dan sal ons sien Jesus praat hier met die Fariseërs, die Joodse wetsgeleerders as 'n kollektief en hier gaan dit nie oor die individu nie, maar oor die groep. Jesus reageer in Johannes 10 op 'n voortgaande konflik wat begin het nadat hy die blindgebore man se sig herstel het. Die Fariseërs was nie net woedend dat Jesus die man genees het nie, maar hulle was ook woedend dat dit op die Sabbatdag plaasgevind het. Nadat die man verkondig het dat hy in Jesus glo en dat Jesus die seun van die mens is, verklaar Jesus dan ook dat hy gekom het sodat die wat nie sien nie, kan sien en die wat sien blind kan word. Die blindgebore man ontvang nie net fisiese sig nie, maar ook geestelike insig. En terwyl Jesus vir die teenstanders sê dat hulle eintlik geestelik blind is. Maar kom ons lees eers ons teksgedeelte vir vandag saam. Ons lees dit uit Johannes 10 uit en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 21. Johannes 10 sê die volgende, daar staan: Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop.
Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af wegloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir my skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit af. Ek het die volmag om dit af te lê. Ek het ook die volmag om dit op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Nou geliefdes, ons lees net tot so ver. Geliefdes, ons het gewoonlik 'n baie mooi romantiese prentjie van 'n herder met sy skape in die weiveld waar die gras altyd groen is en waar daar altyd genoeg water is. Groen weivelde en genoeg water is in Palestina 'n raar verskynsel. In Suid-Afrika is die dorre Karoo en die Vrystaatse vlaktes as skaapwêreld nader aan die Bybelse toestande. Die son in Palestina brand baie warm en geliefdes, die uitdrukking in Psalm 23 oor waters waar rus is nie iets wat volop is in Palestina nie. Maar ook die landskap van die Karoo kan ons die verkeerde afleiding laat maak oor herders. In die Karoo is daar min skaapherders, omdat dit nie nodig is nie. Die skape loop in kampe rond en daar is nie regtig gevaar van wilde diere wat hulle gaan vang of hulle lewe bedreig nie, en hulle kan beweeg waar hulle wil. En daarom moet ons onsself verplaas na die landskap van Palestina. Dit is 'n baie bergagtige landskap met baie gevaarlike rotse en diep kuile en afgronde. En tussen die rotse sien jy dan skielik 'n kudde skape en natuurlik hulle herder. Want so 'n kudde sou nie op hulle eie in hierdie bergagtige landskap kon oorleef nie. Die herder loop voor op die regte paaie en hy soek na goeie weivelde, want dit vind jy nie sommer nie. Soms moet 'n mens ook groot afstande aflê om by die groener gras en die kleiner riviertjies te kan uitkom. Die herder en sy kudde moet ook hierdie bergagtige landskap trotseer. En die herder moet altyd wakker wees, want dit kan soms maklik gebeur dat 'n skaap in 'n diep kuil beland of by 'n afgrond afval of sommer net verdwaal, en om so 'n skaap dan te vind
is nie maklik nie. Rustigheid is dus glad nie aan die orde van die dag nie. En wat dit nog erger maak, is dat daar tussen die rotse allerhande roofdiere kan skuil, soos wolwe, leeu's en beere. En dat hulle ook 'n bedreiging is vir die skape. Die herder Dawid kan ons baie meer hiervan vertel, want hy moes 'n menigte maal die leeu's en die beere afveg. En by tye was daar ook veediewe. So skape was maar nog altyd 'n maklike prooi gewees. Die domste ding wat 'n herder kan doen, is om in die nag in die oop veld te bly. 'n Herder lei gewoonlik in die nag sy skape na 'n kraal toe. Nou 'n kraal was 'n oop ruimte in die veld wat deur takke en klippe afgeskerm is. En dan het 'n klomp herders gewoonlik saam in een kraal gebly vir die nag. Hulle het dan ook om die beurt in die kraal se hek gaan wag hou en so die kudde beskerm. 'n Kudde kon dus nie sonder 'n herder oorleef nie. Nou dat ons die prentjie in ons kop het, kan ek en jy voortgaan met ons teksgedeelte. Ek het vanoggend vir julle goeie nuus en slegte nuus. Wil julle eers die goeie of die slegte nuus weet? Wel, die goeie nuus is dat Jesus 'n goeie herder is. Die slegte nuus is dat ons die skape is en dat skape van nature hardkoppig en kwesbaar is. Ons gaan vandag by 'n klomp aspekte van skape stil staan om iets daaruit te leer. Skape kan nie vir hulle self sorg nie en hulle verdwaal maklik. Hulle sal byvoorbeeld iets raak sien en dan agter dit aanloop om ondersoek te gaan instel, so hulle is baie nuuskierig. Hulle sal daaraan ruik en daaraan proe en as dit lekker is, sal hulle 'n oomblik daar verwyl terwyl hulle dit eet en terwyl hulle eet sal hulle weer iets anders te raak sien en dan weer agter dit aanloop en op hierdie manier kan hulle baie maklik verdwaal. Ons as mense is eintlik maar dieselfde. Ons dwaal ook rond, ons kyk ook rond, ons is altyd op soek na iets nuuts en iets anders wat ons kan gelukkig maak of wat ons fascineer of wat ons dink vir ons goed is, goed soos nuwe karre, nuwe huise, 'n nuwe werk, dalk selfs 'n nuwe kerk want ons hou nie van die een waar ons is nie, of selfs 'n nuwe vrou of 'n man. En op daardie manier dwaal ons op maar af en loop ons op maar ons eie paaie en maak ons eie keuses. Ons lees hiervan in Jesaja 53 vers 6 waar daar staan: Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Die Here is die goeie herder vir sy skape. Hy is nie 'n huurder wat so 'n paar rand betaal word om ons op te pas nie. Hy is die goeie herder wat alles, wat sy hele lewe ter wille van sy skape sal prysgee en dit ook weer opneem. Hy is die een wat opgestaan het, sodoende het hy die bose vernietig en vir ons die lewe gegee. Die Here is ons herder wat ons kom soek. Hy ken sy skape. Hy roep ons op die naam. Hy lei ons en ons moet hom net toelaat om voor te loop sodat ons in sy voetspore kan volg. Ons moet die herder se stem ken en ook daarna luister. Geliefdes, en hierdie deel is baie belangrik, want daar is so baie ander stemme daar buite wat ons deur mekaar maak en wat ons kan laat verdwaal, veral op godsdienstige gebied. En ek en jy moet seker maak dat ons ingestel is op die goeie herder se stem, sodat ek en jy al die ander stemme kan uitdryf. Nou kan jy vir my vra, maar hoe leer ek die herder se stem ken? Dis baie maklik, deur die Bybel te ken en dit te bestudeer, deur stil te word en te bid en te luister na God se stem, deur in 'n intieme geloofsverhouding met die Here te staan. Geliefdes, geloof is nie net kopkennis nie, dis ook hartskennis en dit moet ook deel wees van ons verhouding met God. Albei hierdie aspekte, die kopkennis en die hartkennis, moet deel wees van daai verhouding. Ons het al twee nodig om hom ten volle
te kan leer ken. En wanneer ons die herder se stem ken, sal ons weet wanneer hy met ons praat en sal ons weet wat hy vir ons wil sê en dan sal ons daarop reageer. Weet jy wat is vir my mooi van die beeld van die herder wat met sy kudde in die skaapkraal gaan bly in die nag? Die feit dat daar 'n klomp herders is en dat daar meer as een kudde is. En dan die volgende dag, dan gaan hierdie herders met hulle kudde weer in hulle eie rigting. Wanneer 'n herder dan wil uitbeweeg, dan sal hy opstaan en hy sal begin loop en hy sal net begin praat en dan sal sy kudde hom volg. En die ander wat nie deel is van sy kudde nie, sal net daar bly staan, want hulle ken nie sy stem nie. So die feit dat hulle sy stem ken, dat hulle hom ken, gee vir hulle die gerusheid dat hulle agter hom kan aanloop. Vandag moet ek en jy vir onsself afvra, ken ek en jy die goeie herder ook so goed, dat ons agter hom sal aanloop, dat ons nie sal bang wees om te verdwaal nie, dat ons hom sal vertrou en dat ons die pad sal stap wat hy wil hê ons moet stap. Dring sy stem ook deur na ons toe en verdryf dit ook al die ander stemme van die wêreld en laat ek en jy hom toe om ons te lei op die regte paaie en volg ons hom op daai paaie, vertrou ons hom dat dit die regte besluit vir ons is. Geliefdes, kyk ons verder na skape, dan sal ons sien dat hulle ook geen verdediging het nie. Die meeste diere het een of ander vorm van verdediging, maar nie skape nie. As iets 'n skaap aanval, is daar net een ding wat hy eintlik kan doen en dit is om weg te hardloop en dit is ook nie altyd so suksesvol nie, want skape is nie baie vinnig nie en dit help hulle nie regtig nie. Die ander ding wat hulle kan doen is om te blaar, maar wie het nou al ooit vir 'n skaap wat blaar geskrik? So dit help ook nie regtig nie. So eintlik is skape maar baie kwesbaar en het hulle die herder nodig om hulle te help en om hulle te beskerm en om hulle veilig te hou. Kyk ons na hierdie gedeelte en ons vergelyk onsself met hierdie skape en die feit dat hulle self nie kan verdedig nie, dan besef ons is ook maar net so kwesbaar soos hulle. Ons is ook maar soms vatbaar vir die leuns van die duiwel en van die wêreld, wat ons op die verkeerde paaie wil lei, paaie van verwoesting, van vertwyfeling en soms paaie wat lei tot die dood. So ons is ook maar soms soos hierdie skape. Daar is ook egter ander gevare, soos die diewe en die rowers waarna Johannes verwys. Jesus verwys daarna in Johannes 10 vers 1 en dan verwys hy eintlik na die Joodse godsdienstige leiers as hy sê, ek verseker julle, iemand wat nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af oorklim, is 'n dief en 'n rower. Die godsdienstige leiers wat die gemeentelede lei, is soms leiers wat gemeentelede uitbuit en misbruik. Ek het nou die dag weer op sosiale media gelees van 'n Amerikaanse prediker wat presies dit doen. Hy het vir die gemeente gesê dat hy by die Here gehoor het dat die gemeente vir hom 'n privaat vliegtuig moet koop. En natuurlik het hulle hom geglo en dit gedoen. Hierdie is niks anders as uitbuiting nie. Maar Jesus praat ook dan van slegte herders en wanneer hy van die slegte herders praat wat nie vir die skape omgee nie, dan verwys hy na die fariseërs. Nou weer eens sluit Jesus aan by 'n beeld van sy tyd. Hier praat hy van die herders wat gehuur word om die skape op te pas. Hy sê anders as in Dawid se tyd was die herders van Jesus se tyd maar baie twyfelagtige karakters gewees. Herders was eintlik net by die skape gewees ter wille van die paar rand wat hulle betaal sou word. Die skape het nie aan hulle behoort nie en daarom was hulle ook nie oor hierdie skape bekommerd nie en was hulle nie bereid om enige iets vir hierdie skape op te offer nie. As 'n wolf sou kom, sou die herder die skape net daar los en weghardloop. Die wolf sou dan die skape vang wat hy wou vang en die res van die trop uitmekaar uitjaag. En die gehuurde herder sou net mooi niks omgegee het wat met die skape gebeur het nie. Ongelukkig is dit ook in ons tyd en in ons samelewing waar. Sommige godsdienstige leiers is net daar omdat dit nog 'n werk is wat hulle doen en die
kudde of die mense beteken nie vir hulle iets nie. Hulle gee nie regtig vir hulle om nie. Hulle is net daar om geld te maak of om hulle werk te doen. En wanneer dinge dan begin moeilik raak of te warm raak, dan soek hulle ook maar groener weivelde. Maar gelukkig is daar ook 'n positiewe kant en dit is dat ons die ware herder, die goeie herder ken en dat ons kom leer wat dit beteken om 'n goeie herder te wees en soos 'n goeie herder op te tree. Kyk ons na hierdie gedeelte, dan kom sê dit vir ons dat die herder in die ingang van die skaapkraal lê en so sy skape beskerm en oppas. Alle gevaar moet eers by hom verbykom. Hy is daar om sy kudde te beskerm en om hulle te verdedig. Hy is daar om sy lewe op te offer vir hulle. En dit is presies wat Jesus Christus letterlik vir ons kom doen het, toe hy aan daardie kruis vir elkeen van ons kom sterf het. Hy het sy lewe vir sy kudde afgelê, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Geliefdes, net so is daar godsdienstige leiers wat in Jesus se voetspore volg en wat net die beste vir die mense in hulle gemeente wil hê, wat Jesus se voorbeeld uitleef en wat daar is om die mense in hulle gemeente te versorg, vir hulle om te gee, om hulle te ondersteun en om diensbaar te wees. En dit is tog wat Jesus van ons kom vra. Nou net so tussen my en jou, elkeen van ons wat vandag na hierdie boodskap luister, is 'n godsdienstige leier, want ons glo in God die Vader en elkeen van ons tree op die een of ander stadium as 'n leier op. So dit beteken dat ek en jy ook hierdie voorbeeld van die goeie herder moet volg en moet gaan uitleef. Ons moet ook omgee vir die mense oor wie ons leiding neem. Ons moet hulle ondersteun, ons moet hulle leer, ons moet diensbaar wees en ons moet hulle beskerm. Ons moet ook so loop dat hulle agter ons wil aanloop en ons voetspore volg, net soos wat ons agter Jesus Christus, ons goeie herder, aanloop en in sy voetspore volg. Ons moet 'n verskil maak, soos wat Jesus 'n verskil gemaak het in 'n stikkende, seer wêreld. Kyk ons na nog 'n aspek van skape, sal ons sien dat hulle baie hardkoppig is. Ek lees dat skape wat tussen twee rotse vassit, nie sommer agteruit sal beweeg om los te kom nie. Nee, hulle sal eerder vorentoe beer en hulle self ordentlik laat vassit. Dis asof hulle dink dat hulle met genoeg krag en inspanning die rots kan laat skuif. Ons ken ook sulke mense. Mense wat net sal vorentoe beer, al besef hulle, dit wat hulle gaan doen, gaan nie goed uitwerk nie. Maar hulle sal weier om terug te draai, hulle sal weier om te erken dat hulle 'n fout gemaak het. Mense wat hardkoppig is. En soms is ons deel van daardie groep mense. 'n verdere teken van hardkoppigheid is wanneer 'n skaap wat geskeer is in die koue en nat reënerige weer sal bly staan en dat hy nie sal gaan skuilings soek nie en dat dit soms kan lei tot sy dood. Soms is ons ook so hardkoppig. Soms probeer ons ook onsself red, al weet ons baie goed dat ons nie in staat is om dit reg te kry nie. Ons moet ophou om te probeer om dinge vir onsself te doen. Ons moet ophou om ons eie planne te maak en ons eie koppe te volg. Ons moet leer dat ons afhanklik is van ons goeie herder, dat ons hom nodig het, dat ons hom moet volg en dat ons op hom moet vertrou. En dan moet ons ook nie so skape maak wat soms net wil wegbreek uit die trop uit nie. Daar is ook sulke skape. Hulle dink dat hulle dit op hulle eie kan maak, dat hulle op hulle eie kan oorleef en dat hulle niemand nodig het nie. Maar wanneer hulle op hulle eie is dan wanneer hulle op hulle kwesbaarste is. Wanneer die omgewing rondom hulle op sy gevaarlikste is en wat hulle onveilig voel. Maar hulle neem dit nie in ag wanneer hulle wil wegbreek nie en soms doen hulle dit uit onkunde uit of soms net uit hardkoppigheid uit. Ons as mense is maar dieselfde. Ons wil ook ons eie ding doen. Ons wil ook ons eie paadjie loop of ons eie besluite maak
En dit maak dat ons soms kwesbaar is. Dit maak dat ons uit ons veilige omgewing van ons gemeenskap uitbeweeg en dat ons onsself op onveilige plekke bevind. Geliefdes, daar's 'n rede hoekom ons deel is van die gemeenskap van gelowiges, sodat ons mekaar kan ondersteun, sodat ons mekaar kan help, sodat ons by mekaar kan leer en sodat ons vir mekaar kan omgee en 'n veilige ruimte kan skep waar ons onsself kan wees. So moet jy asseblief nie onttrek uit die gemeenskap van gelowiges nie. Bly eerder deel van hierdie gemeenskap. Vind eerder jou plekkie in die geestelike familie en leef daarin jou gawes uit. En laat toe dat die Vader ook jou goeie herder wees en jou lei. Geliefdes, die goeie nuus waarmee ek begin het, is die feit dat die Here ons herder is. En ons is nie sommer net enige skape nie. Nee, ons is sy skape. En dit beteken dat die goeie herder weet wie ek en jy is. Hy ken ons op die naam. Ons is vir hom kosbaar en spesiaal. En in sy hande is ons veilig. Hy maak ons deel van sy kudde, van sy familie. Hy ken ons pyn, hy ken ons seer, hy ken ons donkerste nag. Hy ken ons kommer en hy ken ons vrees en hy beloof ons dat hy by ons sal wees. Hy lê sy lewe vir ons af en al wat hy van ons verwag is om aan hom getrou te bly en om in sy voetspore te volg en om hom toe te laat om ons te lei. Amen. Geliefdes, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie herder Sondag gehoor het en dat U ons herder is. En dat U nie sommer enige herder is nie, dat U die goeie herder is. Dat U ons U eiendom kom maak het, dat U ons op U naam ken, dat U ons Vader is en dat ons U kinders is en dat U 'n pad met ons wil stap. Dankie dat ons vir U belangrik is, dat ons vir U kosbaar is en dat U bereid is om U lewe af te lê vir U skape, dat U bereid is om hulle te beskerm. Vader, ons is so dankbaar dat U U seun gestuur het en dat hy bereid was om vir ons aan daai kruis te sterf en om vir ons die ewige lewe te gee. Ons loof en prys U daarvoor, Jesus Christus. Ons dank U daarvoor, Vader. Maar help ons om nie soos hierdie skape te wees waarvan ons vandag gehoor het nie. Help ons om nie af te dwaal nie, om nie hardkoppig te wees nie, om nie weg te loop nie, om nie ons eie ding te wil doen nie. Maar help ons om deel te bly van die kudde, om agter U aan te loop, om in U voetspore te volg, om by U hulp te kom soek, om na U stem te luister, om by U raad te kom kry. Vader, en om so te leef soos wat U wil hê ons moet leef, want U weet wat die beste vir ons is. U is hier om ons te beskerm, U is hier om ons te bewaar, U is hier om vir ons leiding te gee, U is hier om ons te leer. Help ons om ook die pad te stap wat U wil hê ons moet stap. Vader, ons kom bid ook vir diegene in ons gemeente wat siek is. Ons kom dra hulle vandag aan U op en ons vra dat U ook die pad saam met hulle sal stap, dat U vir hulle die nodige krag sal gee, dat U hulle sal ondersteun en die wat moet genees, dat U hulle ook sal genees. Vader, en dat hulle ook hulle self in U bekwame hande sal kom plaas en sal weet dat U vir hulle meer as genoeg is. Ek kom bid vir ons gemeente en ek vra dat U ons gemeente sal lei, dat ons ook in U voetspore sal volg en U wil sal uitleef in hierdie gebroke wêreld, dat ons U voorbeeld sal volg en diensbaar sal wees en 'n verskil sal maak. Dankie dat ons onsself as individue, maar ook ons as gemeente aan U nou kan kom opdra en dat ons kan vra dat U ons gebede sal beantwoord, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here is bo jou om jou te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Here is voor jou om vir jou die weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.